Die recyclers help kliënte wat nie altyd toegang het tot die nodige kennis of plaaslike fasiliteite en al daai dinge nie, deur papier, plastiek, glas, blikkies, staal en selfs e-afval in te samel en te herwin. Hulle glo dat herwinnings nie net 'n taak is nie, maar 'n lewenstyl wat gemeenskappe kan verander. Ek gesels nou met Vernon Javan, uitvoerende hoof van die recyclers, oor wat Suid-Afrikaners kan doen om meer recycle-friendly te kan wees. Goeiemôre en baie welkom hier by ons. Môre Pieter, dankie vir die geleentheid. Sê net gou in kort, hoe het julle begin? Wanneer het julle begin? Maar soos ietsie maar alles begin met 'n idee. So ek is afgelê in 2017 maar gesukkel om werk te kry. En ek het 'n vriendin gehad wat 2 jaar terug vir my die idee gegee het van glasherwinning. Sy het vir die groot maatskappye gewerk wat glas doen. Ek het 'n vriend genader, ons 'n bietjie navorsing gedoen en 'n trokkie gekoop en dis maar waar dit begin het. En hoekom is dit vir jou belangrik om nie net te herwin nie, maar ook mense, jy weet, 'n bietjie net kennis te gee oor presies herwinning en hoekom dit so belangrik is? Ek dink as jy in die herwinningsgame begin inkom, dan kom jy eintlik agter wat die skade maak aan die natuur, aan die diere, die wêreld daar buite. En kennis is maar mag, jy weet, as jy weet hoe om dit te vermy, kan jy iets daaraan doen. Byvoorbeeld, as mense geweet het dat die leeftyd van 'n plastiek sakkie letterlik 10 of 20 minute is, vandat jy jou inkopies in hom ingesit het tot jy by die huis kom, mense gedagtes begin 'n bietjie verander. So dit is altyd belangrik dat die mense hierdie goed besef en ervaar. Hoorie, en hoe werk julle proses? Jy weet, wat moet hulle doen as hulle nou herwinbare items het en jy weet, 'n ou wil dalk nou ook begin om deel te word van hierdie proses? Maar hulle kan op al die platforms kan die maatskappy nader. Daar's baie betroubare maatskappye daar buite. Ek dink die belangrikste is maar 'n bietjie navorsing doen eers. Kyk wat se maatskappye se kommentaar van publiek af lyk goed. Miskien hulle ratings check om seker te maak dit is betroubaar. So hulle kan op die platforms kan hulle mense nader en dan daar's verskillende dienste wat gelewer word. Daar's eenmalige dienste, daar's vernietiging van dokumente, daar's huishoudelike dienste, daar's industriële dienste. Maar ja, kom in bel maar jou mense, die herwinningsmaatskappye en begin daar. Is die probleem wat nogal bietjie groter raak, juis omdat ou mos maar ek meen die bevolkingsgroei reg oor die wêreld en mense is maar net meer van 'n morsjors deesdae. Dit doen. Die probleem raak erger en erger en erger. En hoe vinniger ons inkoop in die proses om herwinnings te doen en te kyk wat die skade is, hoe beter vir die publiek en beter vir die wêreld. Dis amazing. Wat is vir jou die lekkerste om te herwin? As jy nou dink aan al die vorme, die plastiek, die glas, die dit, die dat. Maar die maklikste moet ek vra. Die maklikste ding is maar altyd papier. Jy weet, die papier is maar die maklikste. Hy is ook maar soos goud in die industrie, jy weet. Ja. Maar alles is vir my, die passie is maar dat dit kos baie goedkoper om iets te maak van herwinning as wat dit kos om iets te maak. So glas byvoorbeeld, glas van sand is baie duurder as glas van glas. Sê net gou vir my, wat se items sou jy sê herwin Suid-Afrikaners verkeerdelik? Daar is maar 'n paar, jy weet, mense is onder die indruk dat plastiek is en die plastiek is herwinbaar. Ongelukkig is alle plastiek nie herwinbaar. Jy kry verskillende tipe plastiek en jy maak verskillende goeders van verskillende plastiek. Soos 'n simpel voorbeeld is 'n 2 liter Coke bottel of daai tipe bottels, kan jy fleece jackets van maak, fleece baadjies. Jy weet, jy kan skoene maak van 'n sekere plastiek. Van emmers en daadjies maak mens nou weer kinders se speelgoed. Van 'n aluminium blikkie maak mens nou weer fietsse of karmotoronderdele en sulke goedjies. So miskien moet mens eintlik vra, die vraag miskien 'n bietjie anders stel, wat is daar waar die mense nie herwin nie, wat hulle moet herwin? Want mense, die publiek die kennis is 'n bietjie min, so daar's baie meer goed hulle kan herwin as wat hulle dink hulle kan herwin. En ek dink 'n ou is ook al so gekondisioneer, want jy sien nou byvoorbeeld net baie keer 'n blik wat sê plastics, metals, paper, jy weet daai tipe van. Dit is 100% reg, ja. Dit veroorsaak ook 'n bietjie van 'n probleem, die dissipline in Suid-Afrika, jy weet, daar sal 2 blikke wees. Daar sal een wees vir herwinning en daar sal een wees gewone afval. En die dissipline is 'n bietjie, maar jy weet, almal gooi nie altyd die goedjies in die regte blik nie. Wat dan nou maar 'n bietjie 'n nagmerrie is vir 'n maatskappy wat herwin. Wat se inisiatiewe beplan julle vir hierdie jaar, jy weet wat 2026 aan betref en hoe kan mense betrokke raak? Maar die inisiatiewe is maar altyd aanhoudend, jy weet, dis soos bemarking, jy kan nooit ophou daarmee nie. So ons doen skoolpraatjies, ons doen deesdae baie skoolpraatjies waar ons na die skole toe gaan, die kinders bietjie bewus maak daarvan, vat vir hulle groot stukke glas wat afgesmelt is, wys vir hulle hoe werk dit, verduidelik vir hulle wat kan gemaak word van wat. So die inisiatief is altyd daar om opleiding te gee. Ons doen baie moeite met ons kliënte self, as hulle inbel,
ek verduidelik altyd vir 'n kliënt hoekom dit herwinbaar is en wat kan daarmee. Ja. Soos ek altyd sê, kennis is maar mag, jy weet. So meer jy weet, hoe meer sal jy doen. Ja, want as 'n ou daai kennis het, dan gaan jy twee keer dink voordat jy verby 'n bottel of 'n stukkie plastiek of iets loop. Jy gaan dit eerder probeer herwin want jy weet wat kan gebeur. Ja, 100%. Ag, jy weet die skole se kurrikulums deesdae is ook van so 'n aard dat hulle baie aan herwinning raak. Ek dink by die ouer garde is dit bietjie meer, jy weet, wat kan mens herwin en wat kan mens nie herwin nie. En daai kennis is belangrik om oor te dra. Hoorie, maar baie dankie vir die inloer vanmôre en ek is seker ons gaan met nuwe oë daarna kyk en betrokke raak. En vir meer vrae en inligting is julle op al die sosiale media's en al daai tipe van dinge. Ons is. Gaan kyk net uit vir die recyclers. Nou ja, bly ingeskakel want net hier gesels ons met die Urban Farmer en ek is sommer opgewonde van morsjors tot iets doen.